Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou help met jou Junie eksamen voorbereiding. Ons gaan vraag 3 van die 2021 vraestel bespreek, volledig, en ek gaan so 'n bietjie vir jou wenke gee oor rye en reekse. Nou hierdie vraag gaan eintlik oor die graad 11 werk, die kwadratiese ry, wat jy moet ken. En as jy so 'n bietjie hersiening daaroor wil doen, sal jy sien aan die einde van hierdie video het ek die playlist van getalpatrone van graad 11 werk vir jou aangehaak. Kyk gerus ook na daardie video's. Kom ons bespreek die vraag. Hier het ek nou vir jou die vraag. Ek stel voor, jy pause gou die video en dan probeer jy die vraag self beantwoord en dan daar waar jy vashak, volg die verduideliking dan nou. Beskou die kwadratiese getalpatroon en dan gee hulle hom vir jou daar. 3.1 skryf die waarde van T4 neer. Nou, die eerste ding wat ons doen is ons sê ons kry die eerste tweede verskil. En dit beteken ons gaan sê minus 122 minus hakkie minus 145 en dan gaan ons sê minus 101 minus hakkie minus 122 en dan kry ons 'n 23 en 'n 21. Dis ons eerste tweede verskil. Nou gaan ons tweede verskil kry en dit beteken ons gaan sê 21 minus 23 en dan kry ons tweede verskil is min 2. Nou wat jy nou doen is jy vat daai tweede verskil en jy tel dit by daai ene by en jy kry 'n 19 en dan vat jy daardie 19 en jy tel dit by daai minus 101 en dan kry jy term 4 is dan minus 101 plus 19 wat minus 82 is en dit is 1 punt werd. Toon dat die algemene term van die getalpatroon Tn is gelyk aan min n kwadraat plus 26n min 170 is. Nou goed, dit is nou 'n sommetjie waar jy 3 hulpformules gaan gebruik, maar hulle is nie op die formuleblad nie. So die eerste ding wat jy doen is 2a is gelyk aan D2. So jy het mos nou in die vorige som uitgewerk dat D2, dis die tweede verskil, is min 2. So jy vang dit in en jy kry A is min 1. Dan is daar nog 'n hulpformule, 3a plus b is eerste tweede verskil. En in die vorige som het jy mos uitgewerk dat daai eerste tweede verskil was 23. En jy het nou net uitgewerk dat a min 1 is. So in a se plekkie kan jy dan min 1 invervang en jy kan vir b uitwerk. En b is dan 26. Wat jy dan doen, jou derde hulpformule, wat nie op die formuleblad is nie, T1, term 1 is a plus b plus c. Jou eerste term is die eerste term in daardie kwadratiese ry, wat vir jou gegee was min 145. En dan a het jy mos nou net uitgewerk, daar is min 1 en b het jy uitgewerk is 26. Vervang jy dit alles in en jy kry c is min 170. Dus sê jy net Tn, daar is die algemene formule en jy vervang die waardes in. So waar is die antwoorde, waar is die punte in a se waarde, b se waarde, c se waarde. 3.3 Tussen watter twee terme van die kwadratiese getalpatroon sal daar 'n verskil van minus 121 wees? So wat jy doen, hierdie rytjie wat ek hier vir jou gegee het, dit is die tweede verskilry, 23, 21. En dan
kan jy mos sien, daardie ry is mos 'n lineêre ry. En ons gebruik nou die algemene term, Tn is A plus N min 1D formule. In Tn se plekkie, die waarde, gaan vervang jy minus 121. A is jou eerste term in jou ry, en jou D, wat jy mos gesê, is 21 minus 23, wat min 2 gaan wees. As jy dit invervang, dan gaan jy jou min 2 in vermenigvuldig, en ek wil net wys vir jou hierso, in Tn se plek het jy min 121 vervang. En nou los jy vir N op, en jy sien N is 73. So dus is jou antwoord tussen term 73 en term 74 sal daar 'n verskil van minus 121 in die kwadratiese getalpatroon wees. So waar is die punte? Die punte is dat jy verstaan het om die algemene termformule te gebruik, Tn se waarde wat min 121 is, D se waarde wat min 2 is, en dan jou antwoord tussen term 73 en 74. 3.4 Watter getal moet by elke term in die getalpatroon getel word, sodat die waarde van die grootste term in die nuwe kwadratiese getalpatroon wat gevorm word, 1 sal wees? Nou goed, die geheim lê hier in grootste term en kwadratiese getalpatroon. Nou moet jy verstaan, grootste beteken maksimum. En jy weet mos van jou kennis van diferensiaalrekene, dat maksimum minimum diferensieer en stel gelyk aan 0. Om die x-waarde te bereken, sodat jy die ooreenstemmende y-waarde kan bereken. So daar is ons kwadratiese getalpatroon, en nou gaan ons diferensieer en gelykstel aan 0. As ons dan diferensieer, dan weet jy mos nou dat die 2 gaan na die voorkant toe en jy vertrek 1 af, en hier is die deurskynende 1, gaan na die voorkant toe, maal met 26, trek 1 af, en dan 1 minus 1 is 0, so n tot die mag 0 is 1, en as jy 'n konstante diferensieer, dan val hy weg. En dan moet jy ook hierdie gelykstel aan 0, want maksimum minimum is diferensieer en stel gelyk aan 0. En dan werk jy vir n uit, en jy kry n is 13. Maar dis nie die antwoord nie. Wat nou gebeur, is jy gaan vir n is 13 binne in daardie kwadratiese getalpatroon se algemene formule vervang, en jy kry dat term 13 se waarde is min 1. Nou watter getal moet by elke term in die getalpatroon getel word, sodat die waarde van die grootste term in die nuwe kwadratiese getalpatroon wat gevorm word, positief 1 sal wees. So, jy benodig 1, dus van min 1 tot by 1 moet jy 2 bytel. Waar is die punte? Diferensieer, stel gelyk aan 0, werk uit vir n is 13, en dan jou finale antwoord, dat jy besef het, jy moet 2 bytel. Die volgende video handel weer oor vraag 4 van die 2021 vraestel, en dit is nog steeds rye en reekse. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.